ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 350. Jo, loof Vader Jahwe in die naam van Jahweshua, halleluja. 350 uitsendings op een Bybelboek. En ons is nie klaar nie, daar is ten minste nog seker 150 om te gaan. As Vader lewe, gesondheid, spaar sy wil daarby is. Wonderlik. Het u gegroei in hierdie reeks sover? Voel u dat u geestelik gegroei het? Maar ek het. Hier's goed wat deurgekom het wat ons nooit werklik regtig besef het nie. Waar woord, ek wil sê nie goed nie, ek wil sê bonatuurlike woord wat Jahwe ons mee bedien het. Deel 350. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Enige inligting? Dink spesifiek aan die legkaart studiegids Bybels. Daar's reeds 3 beskikbaar. Ek is tans besig met die boek Hebreërs, 'n hele A5 boek op sy eie 500 bladsye dik. Die proeflesers is besig met dit. Ek het van die proeflesers wat teruggeskryf het, Provenance is die stel, wat klaar sal sê, prof, dis een van die beste boeke wat ons ooit van jou gelees het. Nou aan Jahwe al die eer, dit is soos die Ruach werk. Nou daai spesifieke boek gaan ook een van ons Bybelskool se handboeke word, die boek Hebreërs, want ek gaan die kurrikulum van die Bybelskool bietjie verander. Maar ja, ek is 'n bietjie anderste vanmôre hierso op nommer 350, as wat ons gewoonlik is. Sou jy belangstel in enige van die boeke, kontak my by ons WhatsApp nommer. Ek wil net sê, ek wil nie kom verwarring veroorsaak nie. Moenie die boek Hebreërs waarheid of lees, dis die titels, die boek Hebreërs waarheid of lees, moet hom nog nie bestel nie. Hy is nog 'n hele entjie weg, hy behoort so by die begin van April seker beskikbaar te wees. Moenie voor die tyd begin bel en bestel nie, want ek kan dit nie nou doen nie. As jy sou belangstel in enige van die ander boeke, die legkaart studiegids Bybels, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722-367-124, gaan na my webtuiste nommer https://jahweshua.co.za. So sê jy boos, né? As dit dalk die eerste keer is dat u na hierdie reeks gaan kyk of luister, nommer 350, dan wil ek vir jou sê, jy het 349 uitsendings gemis, en dit is meer as 'n krywaar vol inligting. Gaan na deel 1, begin voor, halleluja. As 'n nuwe kyker, u is verskriklik welkom. Dis baie belangrik dat u inteken by die YouTube kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings van al ons studies kan ontvang. Deel dit met die vriende en kennisses, dis lewensveranderend skryfblokpen en 'n 33 of 53 Bybels eintlik belangrik. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre net sê dankie. Ek steek my hande op en ek sê heilig. Heilig, heilig is u, die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, wat so onselfsugtig was dat hy selfs u seun gegee het, dat ons vanmôre Jahwiste genoem kan word. Nie Christene nie, want ons is nie Katolieke nie, Jahwiste. Volbloed Jahwiste in die bonatuurlike genadebloed en deur die bonatuurlike genadebloed van Jahweshua. Baie, baie dankie. Ons gee aan u al die eer vir die kennis en die insig wat ons kon opgedoen het in die reeks tot hierso toe. Seën vanoggend se woord, lewende woord, salf dit met die krag van die Ruach. Ons bid dit in die bonatuurlike naam van Jahweshua, die naam bo elke ander naam. En elke Jahwe sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se woord vir u 'n groot seën gaan wees, soos altyd. So besig met die boek Spreuke, hoofstuk 20, vers 5.
Nou moet ons mooi luister wat sê die woord. Hy sê die raad in die hart van 'n man mag diep waters wees. Die raad in die hart van 'n man. Nou my raad is nie in my hart nie, dis die metafoor. Dis die beeldspraak, sielsdimensie. Die raad van my sielsdimensie mag diep waters wees. Dis wat eintlik daar staan. 'n Man van verstand sal dit tog uitskep. Natuurlik. Ons sal nooit dit wat ons ontvang het uit die bonatuurlike genade aan van Vader Jaffa en Jafashua nie. Kan ons mos nooit vir onsself hou en dit toemaak nie. Ons is geroep om uit te gaan om die evangelie te preek. Ons is geroep om in geloof. Ons is geroep in geloof om dit te predik en te leer wat ons nog self nooit aanskou het nie. Maar die woord sê, die vaste geloof is die dinge wat ons nie gesien het en wat ons hoop. En hoop is een van die 3 hoofeienskappe, geloof, hoop en liefde. Wat is die grootste? Liefde, die agape liefde, die bonatuurlike, verheerlikte liefde. Halleluja. En dis hoe ek my broeder en my suster moet lief hê. Dis een van die 2 koninklike wette. Ons moet dit uitleef. Die raad in die hart van 'n man mag diep waters wees. Met ander woorde, jy verstaan dit nie altyd nie. 'n Man van verstand sal dit tog uitskep. 'n Man wat weet wat die woord sê. En 'n vrou, ek wil vanmôre sê, koning Dawid skryf altyd oor die man en oor die seun, omdat dit in daai tyd die struktuur was volgens die 613 wette van Moses. Maar vanmôre is ons in die genade tydperk. Ons funksioneer in die bonatuurlike genadebloed van Jafashua. Halleluja. Ons lewe in die bonatuurlike geopenbaarde woord. En dit sit ons in die posisie waar ons dit moet deel. Ons moet dit uitdeel. Die man van verstand sal dit tog uitskep. Die vrou van verstand sal dit uitskep. As iemand dit nie met ons gedeel het nie, hoe sou ons dit deelagtig geword het? Paulus sê, hoe sal ons weet as iemand nie vir ons gesê het nie? Hy sê, baie mense roem moet eintlik wees in hulle eie welwillendheid. Daar moet inkom. Baie mense roem in hulle eie welwillendheid. Maar wie vind 'n betroubare man? En ek sê vrou ook. Ons lewe in 'n tyd waar, ek gaan dit in Engels sê, ek gaan dit in Afrikaans sê, waar opregte vriende baie skaars is. Jy weet nou, toe ek nou in die hospitaal was, laas week, jy besef nie hoeveel vriende het ons nie. Hoeveel broeders en susters het ons nie. Hoeveel Jafiste is daar wat omgee nie. En dan sit maar 'n 0.1% van die Jafiste wat daar oor die aardbol is. Want hierdie evangelie vloei op die oomblik. Wel, elke maand staan ons verbaas wanneer die verslag uitkom. Dis nou tyd dat die volgende verslag van Januarie moet uitkom. Februarie, ja. Nou moet uitkom vir Januarie, kom altyd 'n maand later uit. Ons is opgewonde om te sien wat het gebeur. Hoekom? Want ons het die arbeid ingesit. Vroeger in die week het koning Salomo gesê, die leier sit onder die boom. Hy sal nie gaan ploeg nie, hy sal nie gaan arbeid nie, maar hy gaan 'n oes verwag. En dieselfde met die bediening. Ons moet die ure insit.
sodat daar 'n oes kan wees. En dis hoekom dit vir my verskriklik moeilik is om nie dadelik die ander lesings te kan behartig nie, want ek het seer waar ek hierso sit. Ek is nie lekker nie, maar die boodskap moet uitkom, die ontbyte moet uitkom. Die woord moet kan uitgaan. Die onus is op ons. En juist wat ek wil sê, om juist nie die ander boodskappe te doen nie, oor die nagmaal en die Joodse feeste en die wit paus, swart paus en die Engelses en al die ander eskatologie in die Bybel. Dis vir my of iets my terughou. Maar nou ja, Paulus sê ook ons moet wys wees om ook na onsself te kyk. En dit wat ons in die koninkrykswerk vir Jaffa wil doen. Baie mense roem in hulle eie welwillendheid, hy sê, baie mense roem in hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man? Eerlike vriende is skaars vandag. 'n Betroubare man en 'n vrou. Maar ek dank Jaffa vir elke Jaffis boetie en sussie. Elke een. Elkeen, ook hulle wat bereid is om hulle brood met ons te deel. Ek gaan dit reguit prontuit hier sê. Ons kort finansies in die bediening. Ons finansies is op. Ons kort finansies. Jy weet, as almal net hulle kant wil bring. Klein bedragies, ons praat nie, ek wil nie eens oor geld praat, ek hou nie van dit. Ek hou nie van geld praat nie. Maar ek moet, want dit help ek kom later en ek sê, ek gaan die bediening moet afsluit, omdat daar nie finansies om dit vorentoe te vat nie. Ons moet lewe. Ons het verantwoordelikheid. As 'n huisgesin, ek en Pastoor Rika. Ons kry nie ons ligte en water gratis nie. Ons kry nie ons huis gratis nie. Daar's dinge wat moet gedoen, grondbelasting en al die goed. Ek noem dit. Ek kan nie na Checkers toe stap en gaan kos kry gratis nie. Ek kom sit in pyn om my kant te bring. Is jy 'n Jafis? Is jy 'n werklike Jafis? Die Bybel sê, hierin sal jy weet dat jy Jafis is. As jy mekaar se laste dra. Ek gaan nie verder meer as dit sê nie. En as 'n sekere hoeveelheid mense net elke maand kan sê, en ek sê nou maar ten laaste, en hulle commit tot 'n klein bedragie. Maar moenie jou skoolgeld vat nie, moenie jou petrolgeld vat en dit nie. As jy nie, kan jy nie. Maar daar is mense wat ek weet. Ons is soveel duisende en dan moet ek kom sit en vra vir hulp. Werk mos nie so nie. Soos wat ek 'n verantwoordelikheid het teenoor die bediening en die koninkryk, het elkeen van u 'n verantwoordelikheid teenoor die koninkryk. En dan wil ek dit reguit sê, dan sal mense, en ek weet van hulle, wat sê hulle is Jafiste, en hulle eet van hierdie brood elke dag. Maar hulle betaal hulle tiendes en goed by die kerke waar hulle gaan bid het, nog steeds vandag. Want hulle is 'n vriend van die pastoor. Ek wil net, en ek sluit af met dit, jy kan nie by Spurs eet, en dan by Something Fishy gaan betaal nie. As jy by Spurs eet, het jy 'n verantwoordelikheid om jou rekening te betaal. Ek praat van in 'n metafoor. Ek sê nie, jy betaal vir die boodskap nie, jy kan nie vir dit betaal nie. Jy kan nie vir dit betaal nie. Maar ons, as Jafiste, het 'n verantwoordelikheid. Jaffa sal in elkeen se hart werk soos hy weet dit moet gebeur. En ek is klaar oor die onderwerp. Ek wil nie oor dit praat. Jy ken my, ek betel nie geld nie. Maar dit help jy ons wag tot op 99. Dan sê jy vir my, maar prof, jy moes maar al 6 maande terug gepraat het nie.
Hy sê baie mense roem in hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man en vrou? Ek sê, ek dank Jaffa vir manne en vroue, vir Jafiste, boeties en sissies, wie die koninkryk van Jaffa liefhet en wat omgee dat siele gered word. Wie in sy regskaapenheid wandel as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders na hom. Luister wat sê hy. Wie in sy regskaapenheid wandel as 'n regverdige, hulle wie omgee vir die koninkryk van Jaffa, vir sy werk. Kyk wat sê hy. Gelukkig is sy kinders na hom. Halleluja. Dit wat ons mee besig is nie net vir ons nou nie. Dit is vir ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders. Ek en u het 'n verantwoordelikheid dat hierdie evangelie bly uitgaan ter wille van ons kinders, ons kleinkinders en ons agterkleinkinders. En as die wat gelukkig is, agterkleinkinders. Halleluja, wat 'n voorreg. Ons is nog nie daar nie. So ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die koninkryk. Nou ja, die tyd het ons alweer gevang en die naweek is op ons. Ek wil bid dat Jaffa in hierdie naweek wat voor lê, ons elke een wie Jafiste is, wat sê ons is Jafiste, wat leef soos Jafiste, in die bonatuurlike geopenbaarde waarheid. Kom ons kyk waar kan ons 'n verskil maak, deur iewers lewende saad te saai. En weer eens wil ek sê, as dit die minste is wat u kan doen, bid vir hierdie bediening, dat Jaffa sy wil bereik in elkeen se lewe. Nou as Vader wil, tot maandag, Maranatha, Jaffa kom weer, halleluja.